ons lees uit die 33 en 53 vertaling. In hierdie twee vertalings van die Afrikaanse weergawe van die Bybel is die enigste plek waar die woord Hosanna gebruik word, dan in die evangelie volgens Matteus, en dan ook baie in die Engelse weergawe word die woord Hosanna gebruik. En my groot tema vanoggend is om van die nederige persoon, die vredevors wat Jerusalem ingestap het, ingegaan het, te eindig by Vrydag se kruis, met die kruis dood, maar intussen moet ons terugkom na hierdie persoon met 'n nederigheid en 'n vrede na jou en my toe kom, en dit instap in ons harte vanoggend, en dat ons kan sê, Hosanna, Here, red my. Kom stap in my lewe en kom stap in my hart in, Here. Dis nie net 'n intog in Jerusalem nie. Voordat ek by die kruis van Vrydag kom, wil ek al reeds hê u moet instap. In hierdie lyding, in my seer, in my hartseer, in my eensaamheid, in my verwerping, Here, en dinge wat ek nie kan verstaan nie. Kom stap in dit in. Nie met geweld nie, Here, maar met genade, met liefde, in alle nederigheid, en in vrede kom u na my toe, om dan ook by my in te stap. Hemelse Vader, ons vra dat u sal stap. Here, het saam met die Emmausgangers gestap, het saam met Adam en Eva in die tuin gestap. Here, jy hou van stap saam met ons. Jy hou van by ons wees, maar ons wil baie keer nie in die teenwoordigheid verkeer nie. Maar ons het nou gesing, ons is almal hier saam vergader in u naam. Here, kom stap in. Here, ons nooi u in. Ja, weer is ook, Here. Kom maak woning, kom maak u woning in ons harte, dat ons nie sal wag vir die kruis van donderdag en dan te besef hoekom u na die aarde toe gekom het nie. Here, ons ervaar die seer, want ons word vandag gekonfronteer met ons Jesus het nog net 5 dae oor om te leef. En as ons dit sal deurvat na ons geliefdes toe, Here, dan sal ons enige iets vir hulle doen, ons sal die lewe so gemaklik as moontlik vir hulle maak. Ons sal ekstra omgee, ons sal meer lief wees as ooit tevore, Here, ons sal hulle bederf tot in die grond toe in. Ons weet dit, want ons het die voorreg om die Bybel gelees, maar die disippels en die vroue wat saamgestap het, het nie geweet wanneer u tot sterwe kom nie. Mag hier die Heilige weet dat ons saam met u gaan stap, Here, ook vir ons nuwe betekenis hê, dat ons werklik sal doen wat u wil hê, gehoorsaam sal wees aan u, luister na u woord, en ja, Here, oortuig ons deur die werking van die Heilige Gees, wat ons moet besef, wat ons moet weet, wat ons moet onthou, tot aanloop van Paasnaam weer. In Jesus naam alleen, amen. En toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en in vol by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sal word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Kyk, jou koning kom na jou toe. Sagmoedig. Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n bakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vol gebring en klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en dit op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop
en die skare wat voorgeloop en wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna, vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat in die naam van die Here kom, Hosanna, in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret. Ek sal net so 'n bietjie woordverkondiging. Kyk hoe vinnig hier gradeer ons vir Jesus. Ons sê en ons sing koning, ons praat van 'n koning, ons praat van die seun van Dawid, ons wat in die naam van die Here kom, hierdie groot verlosser. En dan vra die mense, wie is hy? En dan degradeer ons hom na 'n profeet toe. Aan die opgemerk, koning, redder, seun van God, die een wat gebore is vir ons sondes, wie is hy? Die mense, die skare antwoord op profeet. Hy is nie 'n profeet nie. Dan gaan ons na Lukas 39 toe kyk, of nie Lukas 19 vers 39. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, Meester, bestraf die disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy maar tot gebed het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oor bedek. Want daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande in skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op 'n ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Ons lees tot sover, en dan kyk ons op 'n paar gedeeltes van hierdie intog, die pad wat ons dan saam met Jesus vanoggend stap. En hierdie verhaal vertel van beweging. Daar's van buite af beweeg na Bethfage toe, die voorsdorp en die voorstad, en dan in Jerusalem in. Daar dinge gebeur, en die lig is gevul met mense wat uitroep, en mense wat skree, Hosanna, en met blydskap is hulle vervul. En toe die Jesus vir Jerusalem inkom, het die skare begin juig, en ek kan my net indink hoe opgewonde en bly hulle is vir hierdie redder wat kom, hierdie koning wat kom. Hulle het nou gedink hy is die ander koning wat hulle gaan red van die Romeinse ryk. En dan skree Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Net kyk ek na my geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En daardie Hosanna was in die ou Bybelse term gewees, soos dat ek vir hulle sê, is Here, red ons tog asseblief. Here, verskyn tot my redding. En wanneer ek Hosanna lees in hierdie gedeelte, dan kom dit eintlik, dit gee vir my 'n ander betekenis. Dit gee vir my 'n betekenis van, kom red my. Kom stap in Jerusalem in om my te red. Nie wag tot donderdag met die arrestasie of die nagmaal en die arrestasie en Vrydag begin se gebeure nie. Dit is 'n gedeelte wat sê, Here, red my tog. En wanneer ek dit besef, dan is dis 'n gebed. Dis 'n geloofsbelijdenis wat ek dan sê. Ek bid wanneer ek skree Hosanna, dan is eintlik 'n gebed van 'n reddingsgebed. Dis 'n belijdenis wat ek bid, Here, ek wil hê U moet my red. Dis eintlik 'n noodroep wanneer ek praat van Hosanna. So Hosanna is 'n gebed. Hosanna is 'n noodroep. Hosanna is 'n belijdenis wat ek vanoggend vir die Here kom sing en kom uitskree. Here, red my tog. En dan begin ons nou so 'n bietjie, die kant voor die donkie, waar Jesus 2 disippels uitstuur met spesifieke opdragte. Gaan na die stad reg voor julle. Daardie stad, nie enige ander stad nie, hy sê spesifiek in 'n rigting, daardie stad voor julle. Gaan na daardie stad toe. En as jy ingaan, gaan jy die donkie sien.
En ander woorde, die donkie staan al klaar daar en wag vir Jesus. Met 'n roeping staan die donkie daar, wag vir die twee disippels om hom te kom haal. En dan kom bring die disippels dan die donkie terug, die disippels gooi klere op die rug van die donkie en Jesus klim op. Spesifieke opdragte, geen twyfeling nie. En daarom kom Jesus ook vanoggend spesifiek na ons toe met sekere opdragte wat hy wil hê ons moet doen, wat ons aan gehoor moet gee. Soos hy spesifiek daardie dorpie, daardie vrou, bring dit na my toe. So daar was spesifiek melding gemaak van wat die disippels moes doen. Jesus was vasberade, hy het opdragte gegee. En soos wat hy gesê, so het dit gebeur. En dan kom ons by die donkie. Donkie is 'n simbool van nederigheid en van vrede. En dit is hierdie manier met hierdie donkie wat Jesus Jerusalem ingestap het. Nie met mag of enigiets nie, maar met vrede en nederigheid. En hierdie donkie het Jesus dan besef dat ons donkie in nederigheid en in vrede kom Jesus op hierdie donkie ingery. En dit is dan die vervulling van die Ou Testamentiese profesie van Sagaria 9 vers 9. Daar staan vir ons geskrywe: Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, die ringswil van 'n donkie. Die wonderlike vervulling van die Ou Testament in Sagaria, een van die klein profete, kom in vervulling met Jesus, nie met mag en bravade nie. Dit kom met 'n sagte, nederige vrede word hierdie profesie vervul. Is dit nie wonderlik om te besef dat die profesie met nederigheid en met vrede vervul word nie? Baie keer dan sien ons dit gaan gebeur en ons kyk na die oorloë in wat in die wêreld aangaan. Daar's nie 'n sagtheid, daar's nie nederigheid nie. Die Iranese sê vir Trump sy 15-punt plan is met een oog geskryf, is net gerig op die Amerikaners en nie op die Iranese nie. Daar's geen sagtheid nie, daar's geen vrede nie, daar's nie 'n uitreik nie, daar's nie 'n instap met ek wil 'n oplossing bereik nie. Wanneer ons dan kyk na hierdie dinge dan kom ons agter dat Jesus noem die donkie, die vrou, niemand het nog ooit op hom gery nie. En wat mooi is, die gebruik in die Ou Testament was gewees van diere wat eenkant gesit is vir 'n heilige bestemming. Hulle maar 'n altaar om geoffer te word of so. Hulle is eintlik nooit gebruik nie. So die donkie wat daar gestaan het, is 'n heilige offer gebruik. Dit is bestem vir iets heilig. Nie meer heilig as die Here wat hierdie donkie wil gebruik en sê maar nog niemand het op hom gery nie, want hy's eenkant gesit. Daai het al vir my om Jerusalem binne te staan. Wonderlik. En dan kom ons by die klere wat hier lê. Die skare het dit neergelê voor die Here. En ek wil tog lees dat hulle dit neergesit het, nie neergegooi het uit disrespek nie. En ek wil vir u werklik wys as dit kom by dit wat ons vir die Here doen. Sê Here, ek kom lê my klere voor u neer. Die simbool rondom dit is Here, kom lê my lewe voor u neer. Ek kom gee dit wat op my rug is, Here, kom gee ek vir u. U mag maar daaroor loop. Dit is wat ek vir u kom gee. En dit is wat ek vir u wil gee, my lewe. Die klere simboliseer respek en eerbied. Here, ek kom lê dit voor u neer. My lewe. En dan is die vraag, in daai tyd het hulle klere voor die Here kom neer lê. Nou vra ek vir myself en vir u, wat kom lê ek vanoggend voor die Here neer? Wat sê Here, kom lê dit voor u neer, ek kan maar daaroor loop, ek vat dit van my, ek gee dit vir u, Here, uit respek uit, en met die grootste eerbetoon gee ek dit vir u, Here. Ek wil nie meer met die baadjie loop nie, ek gee dit vir u. Ek lê u moet daaroor loop, neem dit van my weg, gee dit vir u. Wat is ons bereid om vanoggend vir die Here te kom neer lê?
Baie keer bid ons, ek lê dit aan die voete van die Here neer, ek los dit by die voete van die Here. Watter een ding, watter een kledingstuk, as jy iets moet uittrek, watter een ding, moet jy by die Here kom neer lê. Wat sal dit vanoggend wees? Want dit bepaal die intocht, dit gaan na die kruis toe. Want Here, hier vra ek al vergifnis van sondes. Hier kom lê ek al iets neer, Here, sodat Vrydag sin vir my kan maak. En ek kom lê dit neer, Here, met groot respek, gooi dit nie, en sê, maak maar met jou, maak met dit wat jy wil nie. Here, jy is nederig en jy kom in vrede, en daai sin dit wat jy na my toe kom lê, ek kom hierdie ding neer. Nie dit wat seer maak, nie dit wat nie kan verstaan nie, en ek kom lê dit neer, loop daaroor. En dan gaan ons verder, die donkie gaan oor die klere, en dan beweeg ons na die palmtakke toe. En wat mooi is, of nie mooi is nie, hierdie verhaal is 'n verhaal van kontras. Here, ek kom lê my kledingstuk voor U neer. Vandag doen ek dit. Vrydag by die kruis. Die soldate, Jesus se klere uitgeloot onder mekaar. Hulle het sy klere verdeel, die mense het sy klere verdeel. Paar dae later, die mense wat kom neerlê, en daar's mense wat kom Jesus se klere verdeel. Kan jy sien die kontras, en nou wil ek sê, watter pad stap ons tot Paasnaweek toe? Ek wil nie bombas, Woensdag, Donderdag aand en sê, nou al ons nagmaal, ons moet ons sondes vergewe, vanuit die nagmaalstafel beweeg ons in die gemeente in, en Jesus het dit alles vir ons gedoen het. Hier kom lê ek al 'n stuk van Donderdag aand se nagmaal neer. En as 'n kontras van neer lê en verdeel van soldate wat Jesus se klere verdeel het. Is ek die een wat verdeel, of is ek die een wat kom neer lê? Wat maak ek ook met die klere? Dan beweeg ons na die palmtakke. Palmtakke is tradisioneel oorwinning. Die oorwinnende koning kom in en die palmtakke word geswaai, dit word neergelê. Daar's geen probleem rondom die simboliek van die palmtak nie. Ons lees dit ook in Levitikus 23 vers 40, waar daar vir die mense gesê, sny die palmtakke af en hou vir 7 dae fees met vreugde. So die palmtak gaan oor 'n vreugde aspek. Ek kom lê neer omdat ek meer lekker en 'n stuk van Jesus se vreugde ervaar. Ek kan bly wees dat hy inkom, Here, ek swaai die palmtak vir U. U is oorwinnaar. En dan ook oor vreemde gode en vreemde konings, wanneer daar oorwinning behaal is, en hulle praat van die Makkabeese oorwinning 2 eeue voor Christus, het die Israeliete dan oorwinning oor die Makkabeese behaal. En toe het hulle ook die palmtakke gebuig en palmtakke heen en weer gestaan, ook oor die oorwinning oor vreemde konings en gode. Is daar nog 'n God vir wie jy nie die palmtak kan waai nie? Want Jesus is die ware God geweet vanoggend my palmtak moet waai. Of is daar iets, 'n afgod, en iets wat verhoed dat ek my palmtak vir die ware koning Jesus Christus kan waai en sê, want jy is oorwinnaar met alle respek oor my lewe. Jy het ingestap oor my lewe. Ek ervaar die vreugde. Ek waai die palmtak, ek skud hom. Dat die stoffies en as daar nog goggetjies op is, dat dit sommer afval so hard wil ek ons skud. Dit is oorwinnaar, oorwinning wees. Dis die vuur van koningskap wat in my lewe ingekom het. En wanneer ek dan dit ervaar, dan kan ek beweeg na die kruis toe met vreugde, met blydskap. Want ek het neergelê, ek het sy sagtheid, ek het sy vrede ervaar. En daarom kan ek met vrymoedigheid na Jesus toe gaan. Sê, Here, vergewe my sondes. Die palmtakke. Dankie jy net so mooi op daar te hou. Die palmtakke is dan ook vir ons die simbool van oorwinning, nasionale bevryding, hoop op 'n nuwe koning en die herstel van Israel. So dit is maar wat die palmtak dan beteken, en dan gaan ons oor na die Lukas gedeelte toe. Lukas sê vir ons,
Wanneer ons sou stil bly, want ons die Fariseërs wat sê julle moenie praat oor die intog van Jerusalem, hulle sien Jesus as 'n bedreiging, moenie oor hom praat nie. Here sê vir die mense, die disippels volgelinge, sê vir die volgelinge, hulle moet stil bly. Wat sê Jesus? As hulle stil bly, gaan die klippe uitloop. Klip is net dood en hard, maar hierdie klip sal uitloop van die skepping van God. Hierdie klip sal uitroep dat die waarheid van God nie stil gemaak kan word nie, dat die stem van God nie onderdruk kan word en stil gemaak kan word nie. Hierdie klip, hierdie dooie ding wat hierso is, sal getuig dat die Here God is. As ons kyk na die kruisgebeure van Vrydag, wat het gebeur in daardie oomblik toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het? Die aarde het gebewe en daar was donkerte gewees. Die klippe, die skepping het getuig van Jesus se dood. Hulle roep uit, die aardbewing, die klip praat. As ons dan nie praat nie, wil u werklik hê dat hierdie klip na jou dogter, na jou vrou, na jou man toe moet gaan of na geliefde moet gaan en hulle moet die boodskap, die evangelie boodskap van 'n klip gaan hoor. Die klip is as teken, ook in Joshua gebruik, waar die Israeliete deur die Jordaanrivier gegaan het en hulle op die klippe gebou het en die kinders vra vir die ouers, wat se klippe is daai? Dis die klippe wat getuig dat God 40 jaar lank saam met ons was en ons deur die Jordaan gevat het tot in die beloofde land. Die klip sal getuig dat die Here verlossing bring en dat jy hierby kan uitkom, by die kruis kan uitkom. En dit is belangrik dat ons dit sal besef, dat die skepping getuig van wie Jesus is. Ek sluit af met Hosanna. Daar staan vir ons geskrywe, Hosanna se jubelkreet, die oorspronklike betekenis is Here, red ons, Here, red my tog. En dan soos ek in die begin gesê het, dit is 'n gebed, dis 'n noodoproep, dis 'n belydenis. Watter een van daai drie of al drie is jy nie op ons hart vanoggend nie? Moet ek nie bid, Here, red my nie? Dis 'n weer noodroep wat sê, Here, hoor my smeekgebede en red my tog, of dit nou 'n geloofsredding is, of dit van die omstandighede is, of wat ek beleef en deurmaak nie, Here, maar red my van dit wat my vashou in die verlede, red my van die siekte, van my emosie, van die negativiteit, Here, red my tog. En dan sê ook 'n geloofsbelydenis. Here, red my. Ek kom verduidelik vir julle dat die Here my gered het. Dit is my geloofsoortuiging dat ek met julle vir julle kan sê Hosanna, loof die Here, die jubelkreet en dan saam met dit die Hebreëse betekenis van red my. Hy het my gered. Here, red ons tog. Sluit af met ons slotgedeelte. Prys hom dat in die naam van die Here kom. Wanneer jy iets voor Jesus lê, mag dit net op opregte hart wees. Wanneer jy hom loof en prys met die palmtakke, mag dit met oorgawe wees. Wanneer jy oor hom praat, mag dit met entoesiasme en opgewondenheid wees van die een wat ook opgestaan het. Dit is hoekom ons 'n goeie Vrydag noem, want ons eindig nie by Vrydag nie, daar is 'n Sondag, 'n opstandings Sondag. Nog voor ons by die gebede van Paasnaweek kom, roep ons vandag uit. Here, red my. En sou die donkie vir u betekenis hê van nederigheid en vrede, mag dit tot jou hart spreek. As jy die Here wil vereer met jou klere, iets vir hom gee, gaan gee dit vir hom. As dit 'n manier is om eerbied te bewys, dan doen jy dit. En jy gaan lê dit by die Here se voete neer. As jy vanoggend die Here wil loof en prys, dan vat jy 'n palmtak en jy gaan loof en prys hom en jy bring aan hom al die lof en al die eer. Moenie vir die Fariseërs luister wanneer hulle vir jou sê, as disipel van Jesus moet jy stil bly nie. Want as jy stil bly, gaan hierdie klip praat. En ons wil hê die klip moet met ons praat nie. En wanneer ons deur hierdie hele proses gaan, dan kom ons by ons same uit.
Here, ek weet die redding nodig. Dit is my belydenis vanoggend. Dis wat ek moet leer van die intog van Jerusalem, dat Jesus instap en dat daar trane is vir mense wat dan nie hierdie godsontmoeting ervaar en beleef soos ons aan die einde liewe vers 40-41 van Lukas 19 gelees het nie. Mag daardie trane vir ons gespaar word. Mag ons loop gaan met dit wat ons beleef in hierdie wandeling, hierdie pad saam met Jesus. Ons sê dat Hosanna beteken is 'n geloofsbelijdenis. Die van die wat glo dat die Here ons redder is, kan opstaan en saam met my die geloofsbelijdenis hardop sê, waarna ons sal afsluit met ons slotlied. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat moet lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.